koning gebore word, gaan jy na die paleis. Wanneer 'n priester verskyn, gaan jy na die tempel. Wanneer God mens word, gaan jy na 'n stal. Dit was nie 'n logistieke fout nie. Dit was 'n teologiese verklaring. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier dra ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. God gebruik nie die tempel as 'n beginpunt nie. Hy gebruik 'n plek sonder ritueel, rang of legitimiteit. Hy doen dit doelbewus, want hy wil vir die wêreld wys God begin waar mense opgee. Hy bou waar niemand kyk nie. Die tempel was vol goud, rook, musiek, offers en religieuse gesag. Die stal was vol mis, stilte, eenvoud, geen sistemiese mag nie. God kies die stal. Kyk na Jesus se beweging deur die evangelies. Hy word nie in die tempel gebore nie, maar kom later om dit te konfronteer. Matteus 21 vers 12 tot 13. Hy kies vissers, nie skrifgeleerdes nie. Hy genees op onrein plekke en op verkeerde dae. Hy gee nie 'n nuwe tempelritueel nie, hy gee 'n maaltyd. Hy sê nie, gaan tempel toe nie, hy sê, volg my. Jesus bou 'n koninkryk wat nie geanker is in 'n plek nie, maar in 'n persoon. Nie in 'n gebou nie, maar in 'n liggaam, die kerk self. Maar hier is die spanning. Ons hou van tempels. Ons hou van dinge wat meetbaar is, struktureerbaar is, formeel lyk, indrukwekkend voel, tweetbaar is, Instagram waardig is. Ons dink, as God regtig werk, sal dit groot lyk. Maar die evangelie sê, dit wat groot lyk is soms leeg, dit wat klein lyk is soms heilig. God kies nie die tempel eerste nie, omdat hy wil hê, jy moet weet, jou identiteit word nie bestuur deur godsdienstige prestasie nie. Jou waarde word nie bepaal deur hoe goed jou lewe lyk nie. Jou roeping begin nie by 'n podium nie, dit begin by teenwoordigheid. Jy kan God vind ver van die plek waar mense verwag, hy moet wees. Stel jou voor, 'n ou priester in Jerusalem hoor gerugte van 'n Messias. Hy wag dat dit opgeskryf word in die stad se annale. Hy kyk na die tempel, hy kyk na die kalender, hy kyk na die gordyn. Maar die Messias is nie daar nie. Hy's langs diere, hy is nat gesweet, hy ryk soos die veld, hy is buite die stelsel wat die priesters onderhou. Hy is teenwoordig, maar onherkenbaar vir die magsentrum. Dit is hoe God stil protes voer. Nou wat is die nuwe groei vir die nommer 1 netwerk vir jou lewe waarvan jy deel is en waarin jy deel gee? Hoe kan dit anders wees? Want ons is nou kerk, ons is 'n instelling. Want as ons die kerk bou soos die tempel, gaan ons mense vorm wat dink God se teenwoordigheid is sentraal en ver. Ons gaan wag vir die professionele om geestelik te wees. Glo net Sondag is heilig, dink hulle moet presteer om aanvaar te word. Maar as ons die netwerk bou, soos die stal, sal ons die teenwoordigheid van God in klein ruimtes verwag. Die gewone lewe sien as gewyd, werkgesin, koffie, straat, leierskap nie net vanuit posisie nie, maar vanuit karaktervorm, geloof leef as 'n manier van mens wees, nie net 'n diens nie. Struikelblokke sien as wegwysers, want God begin waar ons breek. Die stalmodel is nie anti-tempel nie, dis anti-waan. Dis 'n oproep om weer te sien waar God reeds is en om daar ontmoet. Soos jy God soek waar mag, invloed, status en strukture domineer, gaan jy hom waarskynlik mis. Maar as jy leer stop, kyk, luister, asemhaal in die stalruimtes, die ongemerkte oomblikke, die onvoltooide stukke, dan besef jy, God het nie gekom waar hy sou pas nie. Hy het gekom waar ons sou dink hy nie hoort nie. En net daar begin die koninkryk. En dis hoe ons kerk actually kan lyk. Nou tot môre. Mooi loop.